Ons is in Spreuke hoofstuk 4, ons gaan kyk na verse 20 tot vers 23 vandag. Spreuke 4, vers 20 tot 23, en het lees dan so: My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Net so ver in ons skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en die waarheid, Here. En Here, ons bid ooreenstemmig met ons skrif vandag, Here, gun dit ons om u woord, u wysheid in ons harte te bewaar. Mag ons dit nie net hoor nie, mag ons dit in ons harte aanneem, Here, en mag 'n deel van ons vorm, sodat, Here, ons ter eer en verheerliking van u naam kan lewe. Here, ons vra dit nie omdat ons verdien nie, ons vra dit, Here, omdat ons weet, u is 'n genadige God. U is barmhartig, selfs oor sondaars soos ons. En o, Here, u weet, en ons weet, ons is sondaars. Vergewe ons, Here, en wees ons genadig in hierdie oggend, dat ons die woord sal aanneem, deur die krag van die Gees, en mag in ons harte werk. Ons vra dit, Here, omdat u 'n genadige God is, en nie om ons naam ontwil nie, maar om u naam ontwil. Amen. Ons het laasweek klaargemaak met die 6de lesing van Salomo, waar daar die hele lesing gehandel het oor die weg waarin ons moet wandel, sowel as die weg waarin ons nie moet wandel nie. En laasweek het ons natuurlik gekyk na die tweede gedeelte, na die weg waarin ons nie moet wandel nie, waar Salomo ons 6 keer daarteen waarsku, soos ons gelees het in vers 14 en 15, waar staan: kom nie op die pad van die goddelose en betree die weg van die slegtes nie, nommer 2, 3, vermy dit, 4, gaan nie daarop nie, 5, wyk daarvan af, en 6, gaan verby. Maar buiten die feit dat die goddelose weg 'n gevaar is, omdat dit so aanloklik lyk, en ook soos die regte pad kan lyk, die gevaar wat Salomo veral op klem lê, is die feit dat die goddelose altyd goddeloos gaan wees. Dawid sê in 1 Samuel 24 vers 14, uit die goddelose gaan goddeloosheid uit. Dit kan nie anders nie. Uit die goddelose gaan goddeloosheid uit. Dit is die natuur van die goddelose om goddeloos te wees. En Salomo lê klem daarop deur beeldspraak wanneer hy sê in verse 16 en 17, want hulle kan nie slaap as hulle geen kwaad doen nie, en hulle slaap is weg as hulle nie tot 'n val bring nie. Want hulle eet brood van goddeloosheid en drink wyn van gewelddadigheid. En die kontras hiervan vir die gelowige sien ons weer in 1 Korintiërs 10 vers 31 en 32, waar staan: of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir die Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. En 'n groot fout wat ons kan maak in terme van hierdie teks dan, is om onder die indruk te wees dat die goddelose nie goddeloos gaan wees nie, want hulle gaan. Maar dit is alleenlik die gelowige, alleenlik, en niemand anders as die gelowige nie, wat kan eet en drink en alles wat hy doen, ter eer en verheerliking van God. Dit is net die gelowige wat dit kan doen. Die ongelowige kan dit nie doen nie. En ons moet ook nie onder die indruk wees dat hulle dit kan doen nie, want hulle kan nie. Want soos ons lees in Romeine 14 vers 23, alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. En die ongelowige kan nie in geloof eet en drink en die dinge doen wat 'n gelowige doen nie, want hy het nie geloof nie. En hy het nie God nie. En omdat hy nie God het nie, is hy goddeloos. Die ongelowige kan wel en sal ook, omdat dit binne hulle natuur is, en daar geen geloof is nie, die brood van goddeloosheid eet, en die wyn van gewelddadigheid drink. Hulle kan nie eet en drink
deur die ereweerliking van God soos die gelowige nie. Soos wat Paulus sê ons moet doen nie. Nee, hulle eet die brood van goddeloosheid. En hulle drink die wyn van gewelddadigheid. Dis die kontras. Ons word 6 keer gewaarsku om die weg van die goddelose te vermy. En wat ons veral op moet ag gee, is dat ons nie van die goddelose moet verwag om nie goddeloos te wees nie. En daarom waarsku die skrif ons ook, moenie aan dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Paulus bevestig bloot vir ons wat Salomo vir ons sê, waar Paulus sê in 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18, wanneer hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowige nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming het Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Laat ons nie onder die indruk wees dat daar 'n verskil is tussen die goddelose en die ongelowige nie. Die goddelose is juis goddeloos omdat hy ongelowig is. En daarom kan Paulus dieselfde ding sê van ongelowiges as wat Salomo sê van die goddelose. Want dit is een en dieselfde ding. En dit is 'n gevaar vir ons indien ons dit nie begryp nie. Want as ons dit nie begryp nie, staan ons die baie groot gevaar om wel in die weg van die goddelose te wandel. Want die weg van die goddelose is niks anders as om in dieselfde juk te trek as die ongelowige nie. Dis dieselfde ding. En die ongelowige gaan soos 'n ongelowige optree, want hy is ongelowig. Die goddelose gaan goddeloos optree. Want dit is binne hulle natuur om so te doen, tensy die Here die natuur verander en die hart van klip verruil vir 'n hart van vlees. 'n werk wat hy alleen kan doen. Maar ons kom dan by die 7de lesing van Salomo, wat strek vanaf vers 20 tot by vers 27, of althans dan tot aan die einde van ons hoofstuk, wat weer eens begin met die algemene woorde, waarmee al sy ander lesings begin, my seun, waar ons dan begin met vers 20 en 21, wat sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart. En ons sal oplet, dat die seun, of althans die disipel dan nou as jy wil, as 'n verwysing na ons wat ook moet luister, sy aandag gerig word na die lering, in die sin dat elke sintuig of liggaamsdeel as jy wil, onderdanig moet wees aan hierdie lering. Vers 20 praat van die oor wat moet luister. Vers 21 praat van ons oë wat nie moet wyk nie, en ons hart wat hierdie lering moet bewaar. In vers 22 sien ons hoe die lering 'n genesing vir die liggaam is, sê Salomo. Vers 24, waarna ons volgende week sal kyk, gaan weer verder aan om te praat van ons mond en ons lippe. Vers 25 praat weer nie net van ons oë nie, maar selfs van ons ooglede. En vers 26 en 27 praat weer van ons voete. Ons sien 'n baie fisiese verduideliking van die uitwerking van wysheid, wat dan ook dui op 'n baie fisiese en praktiese gehoorsaamheid. Al ons liggaamsdele of sintuie word genoem in terme van wysheid. Jou hart het nie net geestelike implikasies nie, maar baie letterlike en fisiese implikasies. Praktiese implikasies. Want soos ons sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dit is 'n praktiese oorloop van wat in jou hart aangaan. Jou hart gaan nie een ding doen
maar jou mond en jou oë en jou liggaam iets anders nie. Dit gaan nie gebeur nie. Of soos Lukas 6:45 sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Dis 'n Bybelse segspreek. En wat ek ons aandag na toe wil rig, is die feit dat wysheid en gehoorsaamheid en geestelikheid dan nou as jy wil, 'n baie fisiese of letterlike of praktiese oefening is. Dit is. En dit word ook so uitgebeeld in hierdie teks van ons vandag, deur om al die liggaamsdele en die sintuie te noem. Dat wysheid en gehoorsaamheid en geestelikheid 'n baie fisiese of praktiese uitwerking het. Paulus sê, sy liggaam is diensbaar, juis omdat hy dit kastei. Hy sê nie dat die dinge wat hy in sy vlees ervaar irrelevant is, omdat hy eintlik maar net in die gees wandel nie. Hy skryf nie die vlees af nie. Nee, hy sê hy kastei dit. Dit is baie relevant. En hy is juis geestelik, omdat hy sy liggaam, wat baie vleeslik en prakties is, kastei. En hy maak dit diensbaar. Dis hoekom hy geestelik is. Want hy maak sy liggaam onderdanig aan die wil van die Here. Hy kastei dit, sodat hy geestelik kan wees. Hy kan nie geestelik wees onafhanklik daarvan nie. Om jou oë gerig te hou op Jesus is nie 'n suiwer geestelike oefening nie. Ons lees in Matteus 28 vers 19, waar Jesus finaal die disippels uitstuur om die wêreld te evangeliseer. En Jesus sê daar, gaan dan heen, dit is nou die groot taak vir die kerk. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die taak wat Jesus op die disippels lê, is dat hulle disippels moet maak, deur om hulle te doop, deur om hulle te leer en om alles te onderhou wat Jesus hulle beveel het om te onderhou. Dis die taak. Die geestelike werk is baie prakties. Is dit nie? Dis 'n praktiese sturing. Wanneer Dawid in die Psalm sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag. Is dit 'n geestelike oefening? Ja. Natuurlik is dit 'n geestelike oefening. Maar daardie oefening gebeur op 'n baie fisiese en praktiese manier. Hy lees die woord. Hy dink daaroor. Hy wonder wat hy kan doen om gehoorsaam daaraan te wees. Want wat is dit waarop hy mediteer? Hy mediteer op die wet. En die wet is baie prakties. Moenie egbreek nie. Dis hoe prakties is. Moenie egbreek nie. Moenie moord pleeg nie. Heilig die Sabbat en so meer en so meer. Die wysheid en insig en gehoorsaamheid en om geestelik te wees is 'n baie praktiese oefening. Want soos in die Psalm staan dit ook in kontras met om nie in die raad van die goddelose te sit of in die kring van spotters nie. Dis ook prakties. Dit wat ons wel moet doen is prakties en dit staan in kontras met dinge wat ons nie moet doen nie, wat ook prakties is. Moenie daar sit nie. Of om op die weg van sondaars te wandel nie. Alles praktiese dinge. Eenvoudig. Dawid wat besig was om geestelik te verkeer, is nie besig om geestelik te wees omdat hy in tale bid nie. Of vir 3 ure stil bly met die hoop om die Here se plan vir sy lewe te hoor nie. Met 'n stem wat hy kan hoor uit die hemele uit nie. En as hy net lank genoeg stil sit, dan gaan die Here uit die hemele met hom begin praat nie. Sien wat Dawid doen nie. Niemand doen dit nie. Nee, dit was 'n baie praktiese geloof wat ore en oë en mond en voete en hart
vereis het om in ooreenstemming met God se woord op te tree. Soos ons skrif vandag ook op klem lê. Die dinge waarvoor mense gestraf word in die Bybel, is dit nie baie praktiese en fisiese dinge nie. Waarvoor word hulle gestraf? Gaan kyk bietjie. Is dit nie baie praktiese dinge waarvoor hulle gestraf word nie? As ons kyk na die gemeentes in Openbaring, sal ons sien dat die dinge wat hulle doen, wat goed is in die oë van die Here, baie prakties is. En die dinge wat hulle doen wat verkeerd is in die oë van die Here, net so prakties is. Van die kerk in Efese, lees ons in Openbaring 2 vers 2, die Here sê, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. Met ander woorde, alles praktiese dinge. En die Here se probleem was, dat hulle hierdie eindse dinge begin ophou doen het. Soos ons lees in vers 5 en 6, onthou dan waarvan Daniël uitgeval het, en bekeer jou en doen weer die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie, maar dit het jy daarom. Dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat, sê die Here. Dit het jy daarom. Weereens, baie prakties. Hulle haat die werke van die goddelose. En bestraf dit. Aan die gemeente in Smyrna sê die Here, dat daar mense gaan kom wat hulle gaan vervolg. Hulle moet net getrou wees tot die dood toe. Baie praktiese advies. Wees net getrou tot die dood toe. Nie 'n geestelike dood nie, hulle gaan doodgemaak word. Fisies. Aan die gemeente in Pergamus sê die Here dat hy 'n probleem met hulle het, omdat hulle verkeerde leringe glo. Openbaring 2 vers 14 en 15 sê, maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het, wat vashou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Dit is praktiese dinge, julle is besig om te hoereer. Ook die gemeente in Thyatira, sal ons sien, dat die dinge wat goed is in die oë van die Here, sowel as die dinge wat boos is in die oë van die Here, baie praktiese dinge is. Openbaring 2 vers 19 en 20 sê, ek ken jou werke, en liefde, en diens, en geloof, en jou lydsaamheid, en jou werke, sê hy weer, en dat die laaste meer is as die eerste. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer. En my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Van Sardes sê die Here in Openbaring 3 vers 2, wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Van die gemeente in Philadelphia word daar gesê, ek ken jou werke. En laastens van die kerk in Laodicense word daar gesê in Openbaring 3 vers 15, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm. Maar nou sal ek jou uitspoeg, sê die Here. Ek ken jou werke. Dit wat die Here behaag het, en dit wat die Here mishaag het, by elke enkele kerk, was of 'n baie praktiese en fisiese geloof, of die tekort daarvan. By al die kerke. Dit waarin die Here behaag gehad het, en dit waarin hy nie behaag gehad het nie, by al die kerke, was of 'n baie praktiese en fisiese geloof, of die tekort daarvan. Dit is nooit abstrakte idees nie. Of althans 'n geestelikheid wat nie verwoord kan word in spesifieke dade nie. Nooit nie. En wat ons teks vandag en volgende week ook veral op klem lê, is hoe die hele liggaam en jou fisiese eienskappe, naamlik jou voete en jou oë en jou ooglede en jou ore en jou hart, die eindse dinge is waardeur geloof en wysheid toegepas word.
Maar hoekom is hierdie belangrik? Want daar is 'n groot gevaar wat 'n mens ook in baie kerke aantref. Dat mense geestelike, en ek doen dit in aanhalingstekens, geestelike verskonings gebruik om die praktiese uitwerking van ware geloof te vermy. Geestelike verskonings gebruik om die praktiese uitwerking van ware geloof te vermy. Met ander woorde, die gebooie van die Here word op sy geskuif in die naam van geestelikheid. Ons is mos geestelik, so ons kan die gebooie op sy skuif. En om geestelik te wees, het 'n verskoning geraak om nie die Here in woord en in daad te volg nie. En so het die geloof en om geestelik volwasse te wees in baie kerke 'n abstrakte vorm aangeneem. Terwyl die geloof geensins abstrakt is nie, maar inteendeel baie prakties is. My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, dit is prakties. Dit is prakties en fisies en maak gebruik van die hele liggaam. En soos Salomo ook sê, dis 'n genesing vir die liggaam. Maar in baie kerke vandag word 'n abstrakte geestelikheid as meer volwasse geag as 'n praktiese gehoorsaamheid. Dis die gevaar. In baie kerke word 'n abstrakte geestelikheid as meer volwasse geag as 'n praktiese gehoorsaamheid. Teoloë noem dit Neoplatonisme. Maar al wat Neoplatonisme is hierdie idee dat die hele skepping verskillende vlakke het. En as jy nog op die fisiese vlak jou geloof beoefen, dan is jy nog nie so volwasse nie, want jy is nog op die fisiese vlak. Die skepping het vlakke. En die een is beter as die ander een. So as jy nog op die fisiese vlak jou geloof beoefen, dan is jy nog nie so volwasse soos die res van ons wat geestelik is. Neoplatonisme, dis al wat dit is. Dis net dat die skepping het verskillende vlakke en die een is beter as die ander een. En wanneer jy op die geestelike vlak jou geloof beoefen, die kamma geestelike vlak, jou geloof beoefen, so asof die geestelike vlak van die fisiese vlak geskei kan word, dan is jy weer meer volwasse in die geloof. In die charismatiese beweging is jy op 'n meer volwasse vlak, volgens hulle, as jy in tale kon bid, of in tale kon sing, of as jy die Here se stem kon hoor, oor wat in iemand se verlede gebeur het, sodat jy 'n woord van profesie of wysheid vir hulle kan gee, want jy weet mos nou wat in hulle verlede gebeur het, en hier is die antwoord. Of mense het in die gees, glo dit of nie, geestelike skilderye geverf, terwyl daar musiek gemaak word, en die lys gaan aan en aan. Maar wat ons nêrens in die woord kry nie, nêrens, is dat mense bestraf word omdat hulle nie genoeg geestelike skilderye geteken het terwyl hulle musiek speel nie. Nêrens kry jy dit nie. Nêrens kry jy die Here laat die Here enigiemand vir enige van hierdie goed bestraf nie. Nooit nie. Hulle word wel bestraf in die woord omdat hulle nie die Nikolaïte haat nie. Hulle word wel bestraf omdat hulle een of ander vrou toegelaat het om te preek. Hulle word wel gestenig omdat hulle nie die Sabbat hou nie. Prakties. En die lys gaan aan en aan. Ek kan honderde voorbeelde noem van praktiese goed wat mense nie gedoen het nie, en dan word hulle bestraf daarvoor. Nooit word enigiemand ooit bestraf vir hierdie kamma geestelikheid wat hulle nie beoefen het nie. Nooit nie. Maar wat doen die kamma geestelikes? Of as ek tegnies mag raak, die wat skuldig is aan Neoplatonisme, wat alles abstrakt wil maak, so asof mense dit eers kan bereik nie, en die geestelike lewe as 'n hoër vlak ag, as letterlike en praktiese gehoorsaamheid. Hulle sê onder andere,
Ons hoef nie die Sabbat te heilig nie. Want elke Sabbat, of elke dag is vir ons die Sabbat. Dis hoe heilig ons is. Ons hoef nie die Sabbat te heilig nie, want elke dag is vir ons 'n Sabbat. Jy klink soos 'n hippie, man. Jy klink meer soos 'n hippie as iemand wat God se eenvoudige en praktiese gebooie gehoorsaam wil wees. Of vrouens kan maar by ons preek. Want die Here gee baie keer vir hulle die gawe van profesie. Soveel so dat hulle selfs profetiese skilderye kan teken in 'n kerkdiens. Of ons gaan die mense bestraf wat in sonde lewe nie. Ons is baie meer liefdevol. Ons is baie meer heilig. Ons gaan die mense bestraf wat in sonde lewe nie. Want die Here ontvang ons almal met oop arms. En daarom is die homoseksueel en die egbreker en selfs die moordenaar almal by ons welkom. En so is ons ook meer geestelik as julle. En dit klink baie mooi en baie geestelik en baie volwasse om dit te sê. Maar wat sê Dawid in Psalm 139 vers 21 en 22? Here, sou ek die nie haat wat vir u haat en 'n afskeid het van die wat teen u opstaan nie? Ek haat hulle met 'n volkome haat, sê Dawid. Vyande is hulle vir my. Nou, Dawid klink vir my baie geestelik. Maar die realiteit is, Dawid is uiters geestelik. Want hy is uiters prakties. Want hy sê nie net dat hy diegene haat wat die Here haat nie, hy sing dit selfs. Want dit kom uit 'n psalm uit. Baie mense en baie gemeentes gee voor om baie volwasse in die geloof te wees, omdat hulle geestelik is. Maar hulle geestelikheid is 'n abstrakte konsep en vind nie sy gronde in realiteit nie. En dit is nie 'n Bybelse geestelikheid nie. Maar iets wat baie nader met oosterse mistisisme ooreenstem en vergelyk kan word. Inteendeel, hulle skei hulle geestelikheid opsetlik van die realiteit, want dan is God se baie praktiese gebooie en verordeninge nie meer op hulle van toepassing nie. Want ongeag wat God se gebooie verwag, dit is benede hulle. Want hulle is mos geestelik en het deur hulle kamma geestelikheid bo daai dinge uitgestyg. En die wat benede hulle is, en wel die Here se gebooie gehoorsaam wil wees, wel julle is maar net wetties, julle wandel nie in die gees nie, of julle het nog doeke oor julle oë, julle moet nog in die Heilige Gees gedoop word, so asof jy gered kan wees, maar nie die Heilige Gees het nie. Maar wat Salomo sê, is, bewaar die woorde van wysheid in jou hart, juist sodat dit 'n fisiese en 'n praktiese uitwerking het. Iets wat elke deel van jou liggaam affekteer, jou oë, jou ore, jou mond, jou ooglede, jou voete, alles. Paulus sê iets eenders in Kolossense 3 vers 16 waar staan, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. In alle wysheid leer en vermaan mekaar. Met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Die woord van Christus moet in ons woon. En ons moet dit vir mekaar leer en mekaar daarin vermaan. Baie prakties. En dit selfs op 'n praktiese manier deur om dit te sing, sê hy. Soos hy sê, met psalms en lofgesange en geestelike liedere. Nou net as 'n synota, hierdie skrif word gebruik as 'n bewys dat ons nie net psalms hoef te sing nie, want Paulus sê ons moet psalms en lofsange en geestelike liedere sing. So dit is 'n skrif wat baie mense gebruik in ondersteuning dat ons nie die geïnspireerde woord van God hoef te sing nie. Maar die Bybel wat die apostels geken het en ook die meeste aangehaal word in die Nuwe Testament, word geken as die Septuagint, of althans die Griekse weergawe van die Ou Testament. En onder die Septuagint
die Griekse Ou Testament, word hierdie 3 terme van liedere gebruik, juis om die verskillende psalms te klassifiseer. Soos dit voorkom in die boek van psalms. Dis bloot net klassifikasies volgens die Septuagint binne in die boek van psalms self. So in die boek van psalms, in die Septuagint, was sommige psalms bekend as psalms, sommige psalms was weer bekend as lofsange, en sommige van die psalms word weer geklassifiseer as geestelike liedere in die Septuagint, die Ou Testament Griekse weergawe wat die apostel self ook gebruik het. Paulus het psalms gesing. En hy verwys bloot na die verskillende tipe liedjies wat in die psalmboek voorkom. Maar ongeag, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Want so Salomo dan aangaan om te sê, van hierdie woorde waarop sy seun moet ag gee, en ons moet ag gee, en wat in sy hart moet woon, in vers 22 en 23, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. En hierdie woorde, sal julle oplet, ego bloot die gebooie van die Here soos dit aan Moses gegee was. Salomo sê, bewaar die wysheid in my woord in jou hart, want hulle is die lewe. Dis wat Salomo sê. Bewaar dit, want dit is die lewe. En ons lees dieselfde in Levitikus 18 vers 1 tot 5, waar staan, verder het die Here met Moses gespreek en sê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, ek is die Here julle God, volgens die werke van die land van Egipte waar julle in gewoon het, mag julle nie doen nie, en volgens die werke van die land van Kanaan, waarin ek julle bring, mag julle nie doen nie, en julle mag in hulle insettinge nie wandel nie, my verordeninge moet julle doen, en my insettinge hou, en daarin wandel. Ek is die Here, julle God. Hou dan my insettinge en my verordeninge, wat die mens moet doen, dat hy daardeur kan lewe. Ek is die Here. Met ander woorde, moenie die werke van Egipte doen van waaraf julle kom nie. Moenie die werke van Kanaan doen waarheen julle gaan nie, maar doen my gebooie, sê die Here, dat jy daardeur kan lewe. Wat Salomo sê is bloot 'n ego hiervan. En dit is baie prakties. Want God se wet is prakties en nie abstrakt nie. Dit is soos die skrif wat sê. Jy hoef nie te sê wie gaan in die hemel opstyg om dit daar te gaan haal nie, of wie gaan oor die see gaan om dit daar te kry nie. Nee, die woord is naby julle. Sê die skrif. Wat Salomo sê is bloot 'n ego hiervan. En dit is baie prakties, want God se wet is prakties. En dit is nie abstrakt dat niemand kan bepaal wat dit eintlik is nie. So geestelik dat niemand eintlik weet, maar wat is geestelik nie? Nee, dit is nie abstrakt nie. Want dit word ook gesê in kontras met die werke van Egipte en die werke van Kanaan. Moet nie soos Kanaan se werke wees nie. Moet nie soos Egipte se werke wees nie. Hier is my verordeninge. En daardie sal jy ook lewe. En so moet ons hart bewaak en seker maak dat Christus se woorde ryklik in ons woon. Meer as alles wat bewaar moet word, sê Salomo, moet ons dit bewaar. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Nou die woord oorspronge hier, soos dit in vers 23 voorkom, is 'n woord wat net een keer in Hebreëus in Spreuke spesifiek voorkom. En dit kom hier in ons teks dan nou voor, hierdie Hebreëse woord. Dis die enigste plek in Spreuke waar hierdie woord voorkom. Maar terwyl dit alleenlik in hierdie vers van ons in Spreuke voorkom, kom dit algemeen voor in die boek van Josua, in die boek van Josua. En daar kom dit voor, hierdie woord oorspronge nou. Daar kom dit voor, en daar word dieselfde woord gebruik as 'n verwysing na die grense van die verdeling van die land. Dit verwys in Josua na die grense van die verdeling van die land. Dit kom 14 keer voor in die boek van Josua.
Onder andere, ek lees vir julle Josua 19 vers 33 waar staan, en hulle lyn was van Helef, van die eikeboom by Sananim af, en Adami Nekeb en Jabneel tot by Lakum, en dit loop dood by die Jordaan. En daar die woorde loop dood by die Jordaan, is dieselfde Hebreëse woord wat ons teks as oorspronge vertaal. Daar waar dit doodloop, die grens is daar so, by die Jordaan. En 14 keer word dit op dieselfde manier in Josua gebruik, as 'n aanduiding tot 'n grens. 14 keer. In Jesaja 48 vers 30 sien ons ook hierdie selfde Hebreëse woord, en daar word dit weer vertaal as uitgange. Jesaja 48 vers 30 sê, en dit is die uitgange van die stad, aan die noorde kant 4500 L lengtemaat. So hier word dit weer gebruik, nie as 'n maatstaf vir die land of die grense van die land nie, maar vir die stad self. Ons sien dieselfde woord ook in 1 Kronieke 5 vers 16, waar staan, en hulle het gewoon in Gilead en in Basan, en in sy onderhorige plekke, en in al die weivelde van Saron, tot waar dit ophou. Die grense, dieselfde woord wat in ons teks voorkom. En daar tot waar dit ophou, wat ook as die grense vertaal kan word, is dieselfde woord in Hebreëus, as waar ons teks dan sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dit is 'n woord, en hier is die punt, dit is 'n woord wat hoofsaaklik vir grense in die Bybel gebruik word. Om grense aan te dui. Inteendeel, van die 23 keer wat hierdie Hebreëse woord in die Ou Testament voorkom, is 21 van daardie 23 kere 'n verwysing na een of ander grens. Stadsgrens of landsgrens. 21 van die 23 kere wat voorkom, is dit 'n verwysing na een of ander grens. En een van die twee oorblywendes is in ons teks vandag. En wat ek dan glo, hierdie vers ons leer, en die rede hoekom ons hart moet bewaar is, want jou hart bepaal die grens van jou lewe. Ons harte bepaal die grens van ons lewens. En daarom kom die woord ook hier in die meervoudsvorm voor. Want ons teks sê nie, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong, enkelvoud van die lewe nie. So asof dit sê dat daar net een oorsprong of 'n fontein is, en as jou hart gaan staan, dan is daar niks meer wat jou aan die lewe gaan hou nie, want die oorsprong is weg nie, enkelvoud nie. Nee, dit is 'n meervoudsvorm wat hier gebruik word. Dit sê oorspronge, as 'n verwysing na al die perkinge, of grense, wat jou hart vir jou lewe stel. Jou hart stel perke, grense, meervoud vir jou lewe. En daarom moet jy dit bewaar. Meer as enigiets anders, sê Salomo. En wat is die implikasie dan? Die implikasie is dat indien jy God se woord in jou hart bewaar, en dit leer, en daarop mediteer, en dit glo, dan gaan dit baie praktiese perkinge, of baie praktiese grense stel, waarbinne jy gaan lewe. Dis hoe eenvoudig dit is. Hier is die grense, jy weet is die grense, want jy bewaar dit in jou hart, en jy bly daar binne. Indien jy God se woord in jou hart bewaar, en dit leer, en daarop mediteer, en dit glo, dan gaan dit 'n baie praktiese perking, of grense vir jou stel, waarbinne jy gaan lewe. En wanneer jy dan wel binne daai grense bly, wel, dan gaan dit ook vir jou lewe beteken. Baie gelowiges het hierdie idee dat hoe meer geestelik ons is, in die abstrakte idee van die woord, hoe veiliger is ons. Maar die geestelike lewe is nie 'n abstrakte konsep, waarby geen mens kan uitkom nie, of bepaal nie. Inteendeel, dit is 'n baie eenvoudige
en praktiese lewe. Van gehoorsaamheid. Enigiemand kan verstaan. Dit is hoe eenvoudig dit is. Maar laat ons seker wees dat ons wel die woord van die Here in ons harte bewaar. Meer as enigiets anders. Sodat dit daai perkinge kan stel. Praktiese perkinge. En so Salomo sê, bewaar dit meer as enigiets anders. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge, of althans die grense van jou lewe. Daarom moet jy dit bewaar, want dit gaan daai grense stel. En as jy net binne daardie grense bly, omdat dit in jou hart is, wat 'n baie praktiese en eenvoudige gehoorsaamheid vereis, wel dan is jy ook absoluut veilig. As jy net binne daai grense bly. Want weer eens, waarvoor word die mense bestraf in die Bybel? Of wat is behaaglik by die Here? Is dit hierdie abstrakte geestelike goeders? En die Here is so bly as hulle net vir 5 ure stil gebly het om hulle plan, God se plan vir hulle lewe te hoor, of 'n geestelike portret geteken het. Is dit die dinge waar die Here bly is? Nee. Is dit die dinge wat die Here bestraf as hulle dit nie doen nie? Nee. Nee, die Here is sonder uitsondering bly wanneer hy ons by sy gebooie bly. En hy's sonder uitsondering nie bly as ons nie daarby bly nie. Dis die dinge waarvoor jy bestraf word. Dis die geestelike dinge. Dis prakties. En as jy net binne daai grense bly, omdat dit in jou hart is, dan sal jy ook absoluut veilig wees. Jy sal lewe. Of soos Paulus sê in Kolossense, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. En dan sien ons ook die praktiese uitwerking daarvan, want Paulus sê letterlik net die volgende vers dan, en wat julle ook al doen, in woord en in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Salomo en Paulus sê dieselfde ding. Salomo sê, hierdie gebooie in jou hart, en dit sal 'n grense vir jou stel. Dit is baie prakties. Dit behels die oë, die ore, die mond, die lippe, die voete. Paulus sê dieselfde ding. Bewaar die woord van Christus in julle hart. En weer eens, die resultaat daarvan is, soos hy sê, en wat jy dan ook al doen dit in woord of in daad. Doen alles in die naam van die Here Jesus. Dis praktiese uitwerking. Nie, dan gaan julle 3 ure kan stil sit en uiteindelik gaan julle die stem van die Here hoor oor wat sy plan vir julle lewe is. Nee, sy plan is dat jy sy gebooie hou. Ons almal het dieselfde plan. En die Here sal 'n behaag in jou hê. Laat ons die woord van die Here meer as enigiets anders in ons harte bewaar, sodat dit ook die grense is waarbinne ons die Here kan eer en sy naam kan verheerlik, want dit is hoe sy naam verheerlik word, deur gehoorsaamheid. Wanneer ook al die Here ongelukkig is met die mense of met kerke se sondes, is dit omdat hulle buite daardie baie praktiese grense beweeg het. Wanneer ook al die Here, ek sê weer, wanneer ook al die Here ongelukkig is met mense, of ongelukkig is met kerke, is omdat hulle buite daardie baie praktiese grense beweeg het. En wanneer ook al ons sien dat die Here weer baie gelukkig is met mense, of gelukkig is met kerke, is dit omdat hulle binne daardie baie praktiese grense gebly het. Juist omdat hulle God se woord in hulle harte bewaar het, en dit die grense van hulle lewens gestel het. Weereens, beteken dit dat ons redding verdien? Natuurlik nie. Ons kan nie ons redding verdien nie. Maar, ek is eerder 'n sondaar, wat die hel verdien, binne die grense van God se woord, as wat ek 'n sondaar is, wat die hel verdien, buite die grense van God se woord. Want dan gaan jy ook kry wat jy verdien.
Ons verdien nie ons redding nie, maar ek is eerder 'n sondaar wat die hel verdien binne die grense van God se woord, as wat ek 'n sondaar is wat die hel verdien buite die grense wat God se woord ons stel. En soos mense dan doen, hulle doen dit dan ook in die naam van geestelikheid. Ons kan buite die grense gaan, want ons is geestelik. Ons hoef nie daai goed te doen nie. Dit is benede ons. En so regverdig hulle ook, dat hulle dit nie binne die grense hoef te bly nie, want hulle is geestelik. Hulle het bo dit uitgestyg. Want deur om bo dit uit te styg, het hy eintlik buite die grens ook gegaan. Mag die Here ons dit gun, om sy woord in ons harte te bewaar, want so sal sy woord ook ons bewaar. Bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong of die grense van die lewe. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord wat lewend is. Ons dankie dat ongeag wat ander mense dalk mag dink van ons, Here, ons gedoop is met die Heilige Gees. Dat ons die woord kan hoor en dat ons die vermoë het om dit aan te neem, nie as gevolg van ons eie vermoë nie, maar u Gees wat vir ons krag gee. En Here, ons gebed is dat ons die woord net elke dag meer en meer sal aanneem, dat ons dag en nag daarop sal mediteer, sodat dit in ons harte sal vesting vind, o Heer, sodat dit daai grense kan stel waarbinne ons kan lewe, sodat ons lewe kan hê. Ag Here, gun dit ons om 'n liefde te hê vir die woord. En Here, ons kan U net dank dat U wel vir ons grense gee waarbinne ons kan lewe. En dat ons kan weet wat dit is, Here. Dat dit nie moeilik is om te verstaan nie. Dat dit nie hierdie abstrakte idees is wat niemand kan bepaal nie. En elkeen sy opinie is anders van die ander een oor wat dit beteken om geestelik te wees. Nee. Here, U woord is nie ver nie. Dit is nie in die hemel en dat ons moet opgaan om dit daar te gaan kry. Dit is nie oor kan die see, dat niemand dit kan gaan haal nie. Maar baie naby ons is U woord. En Here, ons kan U net loof en prys dat dit wel is. Gun dit ons, die sondaars wat ons is, ons wat die hel verdien, om U woord aan te neem deur die krag van die Gees en ter eer en verheerliking van U naam, sodat dit ook perkinge sal stel, waarbinne ons U naam kan verheerlik. Sodat U behaag in ons kan hê, Here, en sal hê. Mag Here lei ons in dit. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade so groot is. In U naam alleen vra ons dit, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.